Kom drink 'n koppie sielskoffie saam met my. Sjoe julle, daar het net soveel dinge in die wêreld gebeur die afgelope week. Bomme wat val, oorloë wat net nie einde kry nie, en mense wat eenvoudig uitgehaal word omdat die wêreld nie saam met hulle opinie stem nie. Dood, vermoor, omdat hulle die waarheid verkondig. Dis hartseer, wanneer ons terugkyk in tyd, hoe radikaal net in ons leeftyd die wêreld verander het. En dit sal bly verander, want dis wat God se woord vir ons sê, dat daar allerhande slegte dinge in hierdie wêreld sal gebeur, hoe nader ons aan die einde beweeg, voor Jesus sy kinders kom haal. Terwyl my gedagtes dwaal oor die afgelope week se gebeure, word ek bewus van bome. Bome wat geplant is in goeie grond, en nou maar net eenmaal nie in daardie grond wil groei nie. Die eintlike rede daarvoor is, dat al is die grond goed en gesond, is dit nie die regte area vir daardie spesifieke boom om te floreer nie. Hy is geplant op die verkeerde plek, en daarom sal daardie boom nie daar kan groei nie. Plant daardie selfde boom, daar waar hy meer sonlig en die nodige voeding kry, en sien hoe floreer hy en groei hy tot 'n groot, hoë boom. Dis net so met my en jou geestelike lewe. Waar is jy geplant? Maak jy 'n verskil daar waar jy is? Of het die plek waar jy jou tans bevind 'n versadigingspunt bereik wat jou in 'n gemaksone laat, omdat daar lankal nie meer genoeg geestelike voeding vir jou beskikbaar is nie? Wanneer ons al hierdie intense gebeure van die wêreld beleef, daarvan hoor en lees, is dit asof ons net weer gedwing word om vir 'n oomblik boeke op te neem oor waar ons onsself in ons eie lewe bevind. Is ons geplant langs die lewende water, daar waar ons al die nodige voeding kry om geestelik te kan bly groei en te alle tye op die regte plekke sal wees om 'n verskil te maak vir God se koninkryk? En wanneer die hitte kom, ons nie sal verwelk en doodgaan soos daardie boom wat in die verkeerde grond geplant is nie. Die hitte van hierdie wêreld gaan al hoe erger word. Dit is wat God se woord vir ons sê. So maak vandag nog die besluit om jou oliehouer vol te hou vir jou lampie, vir wanneer die bruidegom kom. Drink gratis van die lewende water wat tot jou beskikking is, en bly geanker in die grond waar jy geplant is om te floreer. Nie een van ons is hier in die wêreld geplaas om vir altyd hier te bly nie. Nee, daar is 'n ewige lewe wat vir my en jou wag. 'n Lewe saam met Christus, of 'n lewe sonder Christus. Dit bly my en jou keuse. So, kies vandag nog, want onthou, dis die plek waar jy vir ewig gaan woon. Wanneer ons 'n lewe saam met Christus kies, het ons die versekering dat ons hierdie wêreld kan hanteer en reeds hemel op aarde kan beleef, ten spyte van dit wat rondom ons gebeur. Want God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en volgens hom geroep is. Dis 'n belofte, en daarom hoef ek en jy nie bang te wees nie. Ons hoef niks te vrees nie, want God bly in beheer. En wanneer ons naby hom bly, sal ons altyd op die regte plek wees om 'n verskil te maak vir sy koninkryk.
Tot volgende keer.